Baie welkom almal hier by Kuier om die Woord. Ons doen nou opname ook en almal wat daarna luister is welkom en ons is besig met Jesaja 41 hier op die ou jaar. Dag. Die jaar het baie oud geword, stem julle saam? Maar weet jy wat, ons neem nie tye waar nie. As ons die ewigheid ervaar in Christus Jesus, dan leef ons reeds vir ewig en neem ons nie daarin tye waar nie. Jou wêreldsmens wat wêrelds georiënteerd is, vreeslik bewus van die laaste dag. En dit moet uitgaan met vreeslike krakkergeweld en die arme diere hardloop die harnas in. So, mense vra vir ons, hou julle nie 'n diens middernag nie? Ek sê nie vir wat. Elke dag is net so goed soos 'n ander dag en ons geniet elke dag en elke oomblik. En liefde sê vir my, bly by jou arme diere, wat so verskrik is as hulle so klapper skiet. Klapper madness. So, ek hoop nie ek trap op mense so tone wat nou baie lief is vir hulle klappers nie. Dis daai een ou het gesê, he loves to blow up nature. Nee, ek dink nie ons wil die natuur opblaas nie, stem julle saam? Ok, Pastor Mimpie, is jy reg vir ons? Kores deur die Here verwek. Nou, dan moet jy kom in jou plek inneem hierso, laat ons aangaan. Ek is reg vir julle. Jy het gesê, jy het vir ons temas vanaf vers 1 tot 7 challenge die Here die goddelose mense en hy sê kom ons hou 'n hofsaak. Die goddelose mense. Die goddelose mense is mense vir ons vandag, is mense weg van Jesus af, wat Jesus nie aangeneem het nie en wat 'n lewe leef sonder die Here. Want so Jesus bring ons na die Vader. Dis vers 1 tot 7. Dan vers 8 tot 13 is weer eens troos vir Israel. 8 tot 13 is weer eens troos. En kom ons gooi net weer hier iets in. Wie is die ware Israel vandag? Dis 'n geestelike Israel. Almal wat Jesus aangeneem het, is die ware Israel vandag, geestelik. En almal wat Jesus verwerp, is nie Israel meer nie. Ok, gaan voort. Dan 14 tot 16 praat hy van Wurmpie Jakob. En wat nogal funny is. En dit gaan nou sommer die titel van die les ook wees. Nou, van 'n wurm, dis baie interessant, Wurmpie Jakob. Van 'n wurm na 'n moenie sê skoenlapper. Nee, ek gaan dit sê. Ek gaan dit sê want ons het dit afgekondig. Ons het vir almal gesê julle moet kom want ons gaan vir julle 'n storie vertel van 'n wurm na 'n skoenlapper. En dan 17 tot 20 praat hy van hoe die Here sal voorsien. Die Here sal vir jou voorsien. Okay. Amen. Dis 17. Hierdie jaar wat verby is, het hy vir ons middelik voorsien. Wie van julle is bly julle lewe nog? Wie haal asem? Amen. Dit wat rof gegaan met party van ons, maar Jesus nog steeds. Ja. Wow, so ons het so baie oor dankbaar te wees. Dan vers 21 tot 29 maak hy eintlik 'n joke van idols. En hoe stupid is dit idols? Afgode. Julle weet wat is afgode. So, dis die verskillende afdelings nou, van baie mense vandag het nou nie beeldjies wat hulle aanbid nie, maar hulle aanbid verkeerde goed. Party mense se kinders is hulle afgod, party mense se man of sy vrou is die afgod. Ek dink God moet eerste wees, dan sal al die ander goed in die regte plek val. Stem julle saam? Alright. Okay, so ons gaan doen van 1 tot 7 en dan gaan ek gaan gou vir julle agtergrond gee van Kores. Nou in jou Engelse Bybel praat jy van Cyrus. Nou in jou Afrikaanse Bybel is dit Kores. Wie is Kores? Kores was 'n koning en dan gaan ons net so 'n bietjie agtergrond gee want daar is 'n groot stuk geskiedenis wat daarin kom. Okay, ek gaan begin by vers 1. Luister in stilte na my, o eilande, en laat die volke nuwe krag kry. Laat hulle aankom. Laat hulle dan spreek. Laat ons saam na die gereg gaan, hofsaak. Laat ons saam 'n hofsaak hou, nee. Okay, wie het hom uit die ooste verwek, vir wie die oorwinning tegemoet tree, by elke voetstap?
Wie gee nasies aan hom oor en laat hom konings vertrap? Wie se swaard? Hulle maak so stof. Wie se boog? Hulle maak soos 'n dwarrelende stoppel, dat hy hulle agtervolg, ongehinderd verbytrek, die pad met sy voete nie betree nie. Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af, ek, die Here, die eerste en by die laaste is ek dieselfde. Wat vir jou ooreenstem met, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here. Amen. En dis my baie mooi, hy sê eintlik ek is die tydlose God. Ek het nie 'n begin nie, ek het nie 'n einde nie. En ons is sy kinders. En waar's daai groot almagtige Vader nou? Hy het hom in Jesus Christus deur die Heilige Gees woon hy nou binne in ons. En dan die plek van stilte, ek hou daarvan, luister in stilte na my. Die plek van stilte is nou beskikbaar. Wie's opgewonde? Ons gaan in die nuwe jaar in, hierdie ou jaar uit, in stilte, nie met 'n klapper geweld nie. Stem julle saam? En in die stilte vind ons sy teenswoordigheid, vind ons Psalm 23, die rus, vind ons Psalm 91, die skuilplek van die Here. En daai een wat baie mooi is, ek dink jy ken daai skrif, waar ons in die toring ophardloop. O ja, Ons het daai liedjie mos. name of the Lord is Name of Lord is a strong tower. Right, So, die naam van die Here is sy natuur, en in sy stilte vind ons dit, en dit vryf af op ons, sodat ons sy natuur, wat liefde is, dan ook kan openbaar. Goed. Vers 5, die eilande het dit gesien en gevrees. Die eindes van die aarde het gebewe, hulle het nader gekom en toegestroom. Die een het die ander gehelp en aan sy metgesel gesê, wees sterk. Dis mooi, né? Sien, dis wat die uitwerking van die Here op jou lewe het, is dat jy ander mense help, en vir hulle sê, wees sterk. Wees sterk vir hierdie nuwe jaar, pas in my wee. Is jy reg vir die nuwe jaar? Wie van julle is almal reg vir die nuwe jaar? I'm ever Kyk ready. die ou langs jy so 'n bietjie so hou op die skouers. Ek is ever ready. Is jy reg vir die nuwe jaar? Ja. Okay. En die ambagtsman het die goudsmid versterk, hy wat met die hamer plat slaan, hom wat op die aambeeld slaan, terwyl hy van die soldeer sal sê, dit is goed. Daarna slaan hy dit vas met spykers, dat dit nie wankel nie. Wow. Nou moet ons eers gou gaan na Kores toe, en want julle sal sien, hierso vanaf vers 21, sien ons koning Kores. Nou, Kores was 'n Persiese koning. Nou, almal van julle weet van die eerste tempel. Die eerste tempel, wat Salomo se tempel was, is vernietig deur Nebukadneser. Nee. So wat hy gedoen het, is hy die tempel afgebrand, hy het al die silwer en die goud wat in die tempel was, het hy gesteel, vir homself gevat, en hy het dit weggevoer na Babylon toe. So, kom ons praat van Babylon. Babylon was hierdie pragtige stad. Babylon, die hangende tuine, nee, het julle al gehoor van die hangende tuine van Babylon? Het was 'n pragtige stad. En die stad het so gelê dat die Eufraatrivier het hier verbygekom, en die Eufraatrivier het so rondom Babylon gegaan. So, Babylon was 'n baie militêre, baie goed, want hy het hoog gelê, so hulle kon hom nie maklik inval nie. Maar nou En dan Babylon, die rivier natuurlik omgeloop, so is moeilik om deur die rivier op te kom. ja, en hulle het brûe rondom, jy weet, hulle het vreeslik stene gebou, ek bedoel, ek het 'n prentjie Ja, hulle het brûe, en dan was daar natuurlik nou poorte. Die brûe was soort van poorte met staalhekke, Ja. so dit was 'n baie veilige stad. Ja, my prentjie is nie baie mooi nie, maar as jy hom Okay, nou moet jy hom al bietjie beskryf, terwyl vir die mense wat as jy luister. hom nou op die komputer sien, vreeslik opgebou met pilare en bome wat op die 4de Massiewe verdieping gebou, is, en water wat reg rondom geloop het. So die mense kon nie maklik hierdie stad inval nie, omdat hy so 'n versterkte stad was. Ja. So koning Nebukadneser, soos julle weet, het hy vir Daniël en sy 3 vriende is mos weggevoer as ballinge. Ja. Nee, ja.
Wat het Loukie nou die dag gesê van Ja, Belsasar? kyk, is ons Daniel, Mesach, Sadrag, Mesach en Abednego. Ja, hy sê meelsak Appeltjie en oog. en appeltjie En en appel oog, en so iets. oog. Ja, ek Ja. weet nie, dit was nogal komieklik. Ja, dit was komieklik. Dis 'n manier om dit te onthou. Ja, dis 'n manier om dit te onthou. Sadrag, Mesach en Abednego, ja. Ja. So Daniël is weggevoer as 'n balling in die paleis van Babylon. En hy was daar vir 'n hele ruk. Actually was hy daar vir 1, 2, 3 konings. Terwyl 3 konings in beheer was hy in Babylon. Onthou nou saam met die ballingskap, die meevoering van Daniël en sy vriende en al die ander mense wat in 'n ballingskap gegaan het, was nou nadat die tempel verwoes is. So hierdie ouens is taamlik verslaan. Hulle tempel is verwoes, hulle stad is verwoes en hulle is nou vreemdelinge in die land van Babylon. Yes. En nou gaan ons na vers 8 toe, want dis nou die troos vir Israel. Hy sê hy troos hulle, maar onthou nou, al Israel se mense is weggevoer as ballinge. En hulle bly in 'n vreemde land, en julle weet, dis waar die lied vandaan kom, By the Rivers of Babylon. Huh? Where we lay down. En hulle sê, sing daai lied, en hulle sê, hoe kan ons die lied sing in 'n vreemde land? Ja. Nee. En dis waar dit vandaan kom. So hierdie mense is almal baie hartseer, want hulle is weggevoer uit Jerusalem uit, en hulle is in 'n vreemde land, vreemde mense wat vreemde gode aanbid, vreemde maniertjies en allerlei goed. Maar nou troos die Here hulle in vers 8 tot 13 en hy sê, maar jy Israel, my knegt Jakob, wat ek uitverkies het. Jy's nageslag van Abraham my vriend. Jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my knegt. Jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. So julle sal onthou dat Jakob het, toe hy deur die spruit gegaan het hy in 'n geveg gegaan met die, party vertaling sê die engel van die Here, ander vertaling sê dit was God self wat hom toe op die heup geslaan het. Kan julle dit onthou? En want hy die persoon vasgegryp en hy het gesê, ek sal u nie laat gaan voordat u my nie seën nie. En so tot op die einde van Jakob was hy mank gewees aan sy heup, omdat die engel of God, party vertaling sê dis God, party vertaling sê dit was 'n engel van die Here. Ja, weet wat, hom op die heup wat mooi was geslaan. van die hele storie, hy was eintlik in 'n gebedsworsteling Yes. met die Here. En vir Jakob het dit sy hele lewe lank gegaan oor die eersgeboortereg. Dit was vir hom kosbaar. En ons weet hoe hy dit bekom deur Esau uit dit uit te bedrieg eintlik, maar eintlik was dit Esau se eie skuld. Want toe hy honger was, toe het Jakob die regte tyd met die pot lensiesop gekom, die rooi sop. En toe sê hy, ek sien hy is honger. Toe sê hy, ja, gee vir my van daai sop. Ek vrek, Daai ek rooi is goed dood daar. van die honger. Toe sê hy, ek sê jou wat, ek gee vir jou van hierdie kos, van hierdie sop. Een voorwaarde. Gee my jou eersgeboorte reg. Toe sê Esau, ag, ek gaan in elk geval dood. So, gee vir my daai sop, jy kan my eersgeboorte reg kry. So eintlik was dit heeltemal wettiglik. So toe worstel hy nou met die Here en sy groot ding was, hy wil daai eersgeboorte reg seën, wil hy hê. Yes. En toe sê hy, ek sal u nie los Voordat u my nie seën nie. En uiteindelik het die Here hom dan geseën. En hoor nou wat het gebeur. Sy naam was Jakob. Jakob beteken haksteengryper, bedrieër. Ja. En die Here sê, ek verander jou naam. Jy sal nie meer Jakob of haksteengryper, bedrieër wees nie. Jou naam is nou Israel. En Israel beteken prins van God. Amen. Seun van God met ander woorde. Wow. Amen. Vers 9. Jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het. Ek het aan jou gesê, jy's my knegt, jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees dan nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, Ek hou van hierdie is jou pastoor God. Mempie, wat jy so pas lees. beautiful. Jy moet dit so persoonlik maak, almal van julle wat Hierdie is luister. baie mooi. Want ons is die geestelike Israel nou, hierdie pas so pragtig vir ons en as jy enigstens
moeg vir veral hierdie nuwe jaar nou en die jaar lê so voor jou en jy sê, hoe gaan ek deur hierdie jaar kom? Wees nie bevrees nie, sê die Here, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Wow, dankie Here, U is my God. Kan jy dit vir jouself sê? Sê dit vir jouself. Goed. Amen. Die Here sê, ek versterk jou. En hierdie is my mooi, kyk nie angstig rond. Jy weet julle, as 'n mens gestres is, nê, as 'n mens, wat? Ja, nee. Ek sê, kyk nie angstig rond nie. Ja. Kyk nie angstig rond Hoe sê hulle, ander woorde, 'n benoude wat doen benoude spronge? benoude kat, Benoude kat maak benoude spronge. Nee, ja. soos 'n kat op 'n warm singplat. Hy sê, ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Wow. Wie van julle het al gevoel, ek het eendag so gevoel, toe Stella as 'n baba gebrand het met kookwater, het ek in die hospitaal gesit langs haar bed. En Piet en Annetjie hele weer daarvan. Sy 3de graadse brandwonde opgedoen. En hulle het vir ons gesê, sy het baie erg gebrand. Dit is ernstig. Maar in elk geval, ek het daar gesit en langs haar bed en ek het naderhand so met my kop op my hande gelê. Ek was so moeg. Ek was so moedeloos. En ek het net 'n gebedjie opgestuur en ek het gesê, Here, ek is so moeg, asseblief, gee my net, maak my net sterk. En die volgende oomblik het ek soos 'n koel briesie gevoel, wat soort van oor my waai, soos En die volgende oomblik 'n bietjie harder blaas, mense kan nie hoor nie. Daar's hy. En die volgende oomblik was ek verfris en vervars en In 'n oomblik. Die Here in kan dit in 'n oomblik. oomblik kon ek aangaan en ek kon dit face. Die Heilige Gees doen in 'n Dis paar die Heilige sekondes Gees. wat ons in jare nie reg kry nie. Yes. Nou almal van julle het dit al beleef. Sê bietjie vir my, wie van julle het dit al beleef? Ek steek my hand. Yes, op. amen. Ons het dit al almal beleef. Hoe jy absoluut, jy sê, ek is so moeg, ek kan nie eens asemhaal nie. Jy's te moeg om asem te haal. En die volgende oomblik maak die Here jou soos 'n ballerina. Nee, jy het dit Ja. Gee wind. Amen. Vers 12. Vers 12. Jy sal hulle soek, maar hulle Nee, nie is vers 11. O, Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Nou moet nou nie dink aan teeparty jou vyand is of nie jou skoonma nie. is nou nie jou skoonma of jou buurvrou of jou buurman of Dit wat. kan dalk wees ook, weet Dit jy. kan wees, maar dit kan ook jou omstandighede wees. Ja. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer. Want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help. Help jou, hoor julle almal mooi. Vir hierdie nuwe jaar wil ek Die dit Here vir jou help vir jou. toebid. En wat die Die Here Here sê, help vir wees nie bevrees nie, sê die Here. Ek help Ja. jou. Wie vat dit? Amen. Vir die mense wat luister, as jy soos jy voel verskriklik moeg en jy voel ek is nou oud jong. Nou, hier My kom, bene wil nie meer nie, die knieë wil nie meer nie, oë wil nie meer nie, ore wil nie meer nie. Wil ek net vir jou sê, kyk nie angstig rond nie. God verfris jou en maak jou weer jong. en al voel jy nou so vermoere soos 'n wurm. Amen. Hier's nou vir jou 'n skrif. Wees nie bevrees nie, wurmpie. Ja. Okay, jy's dan so erg nie. Wurmpie klink beter as 'n wurm. Wurmpie van Jakob, volkie van Israel. Ek help jou, spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. Nou jy wil nou iets gesê het oor daai wurmpie, né? Jy het iets nagevors daaroor. Ja,
Wurm kan twee goed beteken, nee. As iets vrot is, dan kom daar Wurms in, ja. wurms in. So dit kan iets slegs beteken. Julle weet in die dood en die doderyk, soos wat die Bybel baie van praat, waar die wurm nie ophou om julle verstaan daai ek wil Dis alles simboliese taal van dit. dit. Dis simboliese Kyk, taal. 'n wurm is 'n gradige ding, né? Yes. Maar nou is daar iets wonderliks omtrent 'n wurm. Ja, Is dat daai ou lelike wurms wat jy so sien. Almal van hulle. caterpillars. Een of ander tyd gaan deur 'n proses van metamorfose. Ja. Daai groot woord. En dan verander daai wurm in 'n papie. Julle almal wat met suiwurms al geboer het sal weet. Okay, 'n suiwurm is 'n redelike skoon wurm, né? Ek weet ons as kinders het ons nagemaak. Dan sit jy daai ou groot suiwurm so op jou tong. Dan steek jy die tong so uit vir jou ma met die wurm daar. Nee. Dit is skoon goed man, dit is skoon. Maar in elk geval, Sis hulle poef daai ou dan, lelike ou man. wurm wat mense so vir grill. Daai wurm verander in 'n pragtige skoenlapper. Oh yes. 'n Wurm wat op die grond kruip, wat eintlik heeltyd in gevaar is en daar's heeltyd mure wat hom aanval en insekte, verander skielik van 'n wurm wat stadig beweeg en in die stof kruip, kry vlerke. Yes. En hy vlieg soos 'n skoenlap en skielik kry hy hoogte en hy kan ver. Hierdie party skoenlappers gaan baie ver wat hulle vlieg. Nou, dit laat my dadelik dink Pastor Mimpie aan Romeine hoofstuk 12 O ja. wat sê word nie aan hierdie wêreld. Nou daai woordjie wêreld is dieselfde woordjie wat oral in die Nuwe Testament wêreld gebruik het word. Is eon of dit is kosmos of so en dit beteken nooit aardbol nie of planeet aarde nie, beteken altyd of bedeling of 'n groep politieke mense of 'n landstreek. So dit beteken landstreek. Nou sê hy hierso word nie aan die wêreld gelyk. Watter wêreld praat hy van? Hy praat van die ou verbondswêreld van die wet van Moses wêreld. Hy sê word nie aan die wêreld of aan daai denkswyse gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En in daardie konteks is die Griekse woord metamorphosis, waarvan ons Engelse woord metamorphos, wat? Metamorfose. Fose vandaan kry in Afrikaans metamorfose. Okay, wat beteken dit? Dis die dramatiese verandering wat jou denkswyse ondergaan as Christus jou denkwyse beetkry. Van wurmgedagtes na gedagtes met vlerke. En ek gooi sommer daarin arendsvlerke. Wat 'n groot verskil. 'n Wurmgedagte is waar jy dink hieronder, jy dink in die stof, jou gedagtes is in die stof en dis hoe jy praat, jy leef in die stof, jy's soos 'n ou wurm. Maar wanneer Christus jou gedagtes beetkry, wanneer jy oorgee vir hom en jy voed jouself met Christus woord, dan verander jou gedagtes en kry jou gedagtes vlerke. Jou wurmgedagtes kry vlerke, arendsvlerke. En nou kan jy iets beteken vir my en vir jou medemens en ek iets vir jou. Sê amen. Christus is liefde en nou leef ons daai liefde uit na ons medemens. Amen. So van Wurmpie, ou Jakob Wurmpie, Wurmpie Jakob. is jy nou Israel, prins van die Here. Amen. Amen. Vers 15. Kyk, ek maak jou tot 'n skerp nuwe dorslee wat baie tande het. Jy sal berge dors en fyn maal en heuwels maak soos kaf. Ja, Jesus sê vir die berg sê, "Hef jou werp in die see." En nie twyfel nie, so geloof, dis waar geloof inkom in die woord, jou berge verdwyn. Goed. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegneem en die storm sal hulle verstrooi. Ag, hierdie is vir my so mooi. Maar jy sal juig in die Here. Amen. Jou roem op die heilige van Israel. Jou beroem op die heilige van Israel. Kom ons raak net weer 'n bietjie stil vanmôre. Mense, wat is die oplossing vir jou? Amen. Vir hierdie nuwe jaar. Ons praat nou van 'n ou jaar en 'n nuwe jaar, alhoewel ons die tye waarneem nie. Maar as jy dan nou 'n nuwejaarsvoorneme het of wil kry, kom uit jou wurmgedagtes uit. Kom uit daai stofgedagtes uit. Kom op daai lae gedagtes uit. Bekom Jesus Christus kragtige Heilige Gees gedagtes deur sy woord. Voed jouself met woorde van geloof. Julle weet die woord van die Here het vuur in, hè? Die Heilige Gees vuur. Okay? Jesus noem homself die brood van die hemel in Johannes 6.
Hy sê as julle my eet, het julle ewige lewe. En dan gaan hy aan daar, dan sê hy, dan praat hy van sy vlees en van sy bloed. En dan wip hulle self. Lelik daai ouens jong. Hulle sê ons is die kannibale nie. Hoe kan ons u nou eet? En Jesus gaan toe uiteindelik en hy verduidelik, hy sê my woorde is die brood. My woorde is gees en lewe. Amen. So hierdie woord wat julle vanmôre kry hierso, dit wat julle nou hoor, is die woord van die Here. Ons lees wel uit die Ou Testament uit, maar Jesus is die Ou Testament wat vervul is nou. En nou sien ons dit uit die Nuwe Testamentiese bril, en wanneer ons hierdie woord vat en ons denke vernuwe met Christus, het ons arendsvlerke. En as jy so denke vol arendsvlerke is jy die arend vir die mense in jou lewe. Lig jy die mense op uit die stof uit. So hierdie nuwe jaar is jou bediening aan die gang. Sê amen. Amen. En oral waar jy beweeg, tel jy mense op. Jy gaan nie meer 'n mouner wees nie, jy gaan nie meer 'n klaar wees nie. Wat gaan jy doen? Jy gaan almal opbou en stig. Jy gaan almal sê, wees sterk, want die Here is 'n werklikheid. En dan bedien jy hulle met liefde. Sê amen. Amen. Vers 17, die ellendiges en die behoeftiges soek wat, nou let wel, jy val nie onder hierdie nie. Jy's nie ellendig nie. Dis nie waarom jong, hulle soek sulke goed. Amen. So moenie jouself klassifiseer onder dit nie. Hulle soek water en daar En is daar nie. is nie, hulle tong verdroog van dors. Ek die Here sal hulle verhoor. Ek die God van Israel sal hulle nie Jesus staan verlaat op die nie. groot dag van die fees en hy roep uit en sê almal wat dors het, Kom na die kom na waters. my toe en drink. En daardie drank wat jy dan drink, dis hierdie woord Christus deur sy gees. As jy dit indrink, mense vat hierdie woord, drink dit in. Dit word binne in jou strome, riviere van lewende water wat opvloei tot in die ewige lewe. En jy is nou daai rivier en daai bron van water vir die mense in jou lewe. Kom dan. Vers 18, wonderwerke. Hy sê, ek sal riviere op die kaal heuwels Kan julle nou oopmaak. sien, hier kom dit nou. So, hier is 'n woestyn, hier's 'n kaal heuwel, dis Ja. niks water nie. En die Here sê, watch, Ja. ek gaan 'n rivier maak uit hierdie droogte. Daai woestyn gedagtes wat jy gehad het. Kyk nou, en ek sal die woestyn 'n waterplas maak en die dorland waterbronne. Vers 19. Laat my dadelik dink aan die Heilige Gees. Die Heilige Gees is water. Amen. Nee, Sy woord is water. sy woord is water. En so jou omstandighede mag dor en droog en soos 'n woestyn wees, maar maak nie saak nie. Al lyk jy soos 'n bokkom, die Here gaan jou verander. Wat 'n bokkom nou weer? Is 'n gedroogde vis. Gedroogde vis. Okay. Is 'n uitgedroogde vis. Kyk, hulle lê hom in sout. Ja. Haal se binne goed uit nie. En dan lê hulle hom in sout. Ja. Soos wat jy nou Maar biltong as jy daai maak. ding Soos eet, wat gaan jy jy nou baie dors raak. Soos wat jy nou biltong maak, Ja. nê? Nou die mense wat by die see is, daar's nie eintlik beeste nie, daar's baie visse. Ja, dan maak So, hulle hulle vat die en 'n visse. visbiltong. Ja, en dan hang hulle dit buitekant. En al die brommers wat daarop sit, maak dit gee 'n lekker flavour. Nee, nee, hulle het sout opgegooi. So daar's niks brommers wat daarop hang nie. Okay. So, jy kan daai bokkems vat en dan stik jy hom sodat al die sout bietjie En die afval, brommers nê? af, ja. En dan Maar daai ding het En 'n dan kan klankie, jy- hy het 'n klankie aan hom daai. nee, hy Ja. het nie. Nee, hy het glad nie. Ja, Hy het okay. glad nie. En dan kan jy stukkies afbreek en jy kan dit in jou mond sit en Lekker eet. jy kan En dan eet. word jy lekker gesout en dan word jy lekker dors en dan drink jy. Drink jy baie En ek water. bid sodat die mense meer dors sal raak Amen. vir die woord, vir Jesus. Meer woord sal inkry. Amen. As my lewe jou kan dors maak. Ons is mos die sout van die aarde. Is ons nie? Sout maak mense dors. Amen. Goed. Vers 19, ek sal in die woestyn gee, nou in die woestyn is daar net sand. Nou sien weer dalk jou gedagtes wat 'n woestyn Ja. dalk is. Gee hy 'n sederboom en 'n akasiaboom en 'n mirteboom en 'n wilde olyfboom. Nou ek weet nie, wie van julle weet van tuin maak? 'n Olyfboom het water nodig. Hy kan nie groei sonder water nie. Maar die Here sê hierso, ek sal in hierdie woestyn sal ek In wilde hierdie woestyn olyfbome. gedagtes van jou. Yes. En die mirteboom en die akasia en die seder gee.
En ek sal in die wildernis plant, die cypress, die plataanboom en die denneboom. Nou ja, wat 'n plataan? Nou bome altyd verwys na mense. So Hoe lyk 'n plataanboom? Ja, Wie vind julle weet? 'n plataan. 'n Plataanboom. 'n plataan. Nee man, 'n plataan. Dis 'n boom wat plat aan. Ja. Ek weet nie. En 'n denneboom, die almal, sodat hulle almal saam kan sien. Nou, hoekom doen die Here dit? Hoekom doen die Here dit? Vers 20. Sodat hulle almal saam kan sien en beken en opmerk en verstaan dat die hand van die Here dit gedoen het en die Heilige van Israel dit geskape Nou mense, het. dit is wat die woord doen. Dit maak jou Amen. woestyn stofgedagtes verander in 'n lustigheid van weelderigheid van plante. En plante en bome verwys altyd na mense. So jou lewe raak ryk, want jou bediening raak ryk, want jy bedien mense met die water van die woord en hulle raak ook al hoe meer groen en 'n lushof. So jou bediening is besig om te groei. So kom nou, moenie jou woestynlewe op my probeer afdruk dat ek ook 'n woestyn moet word nie. Maak my 'n boom, 'n siprusboom, want dis wat die Here ons gemaak het. Hy noem ons bome. En 'n boom word geken aan sy vrugte. Goed, gaan voort. Vers 21. Vers 21, nou kom ons by die afgode wat niks beteken nie. Die afgode, hy sê bring julle regsaak voor, sê die Here. Bring jou bewysgronde aan, sê die koning van Jakob. Laat hulle aanbring en ons te kenne gee wat gaan gebeur. Met ander woorde, hy sê laat julle idols bietjie die toekoms kom voorspel. Ja, Laat kom hulle bring julle bietjie- idols dat ons hoor wat Laat sê. ons bietjie hoor of kan julle idols praat en of het hulle ooit 'n stem. Laat hulle aanbring en ons te kenne gee wat gaan gebeur. Gee te kenne die vorige dinge. Met ander woorde, hy sê nie net vertel vir ons wat gaan gebeur nie, hy sê verduidelik ook vir ons die vorige dinge en hoe dit gekom het dat al hierdie dinge gebeur het. Hy sê sodat ons kan weet. Soos Dr. Phil sê, het al hierdie slimmigheid van jou vir jou gewerk? Dit tot op het hede? ook vir Gaan dit jou. goed met jou? Ja. Nee, gaan nie goed nie. Hy sê, wil nie maar jou sienswyse verander nie. Ja. Wil jy nie nuwe dinge leer nie. So julle idols het julle niks geleer nie. Julle slimmigheid, julle afgodsdienstige denke, julle woestyndenke. Wil julle nie nou maar besef en snap en die Here maar aanvaar nou as julle grootste hulp nie. Goed gaan aan. So, dis eintlik 'n spottende Ja, hy spot toon. met dit, ja. Dis eintlik 'n spottende toon wat die Here met die afgode doen, want hy daag hulle eintlik uit. Hy sê vir hulle, toe kom. Julle soek vir 'n Geveg. tweegeveg. Ja. Bring julle ou kraggies aan. Nou ons het die Griekse woorde gedoen vir krag, nê, dynamos, energeia. Ja, baie dankie vir julle almal wat deelgeneem het daaraan en wat ek het julle goedjies ook deurgelees, almal sinne. En ek was baie beïndruk en ek is baie bly. Ons moet voorheen dit meer doen en meer almal. Ons het mos internet en ons kan Google. Google die regte goed. Party mense is so lui. Jy weet hulle soek die dinge wat hierdie kort goedjies, né? Hierdie kort goedjies. Dit moet jou plesier gee, dit moet jou skok. Dit moet so oulik wees. Ons raak so lui. Nee mense, kom ons vat die ordentlike goed. Kom ons kry die woord van die Here in. Daar's so baie wat ons dan kan liewers inneem. Ja, nou as jy daai kragwoorde en daar is baie meer as net die 4, maar ek het gevra dat julle vas staan by die 4 want baie van die kragwoorde oorvleuel. Dit beteken dieselfde as die ander een. So, ja. Maar nou as jy nou hierdie 4 kragwoorde vat en jy vat dit nou, bring dit nou in vergelyking. Weet jy, 'n mens wil lag. Hier's 'n afgod, nê. Kom ons sê hier's 'n ou beeldjie wat gemaak is van hout. En die mense buig voor die stupid ding en hulle sê, "Ag, wil jy my nie net help vandag nie?" Wat 'n krag het daai ou houtstomp of daai ou beeldjie of daai ou boeddhaatjie met sy boepens wat daar sit in jou sitkamer? Wat 'n krag het daai ding? Absoluut niks. Wat 'n krag het die Here? God se krag het die energeia, hy het die dynamos, hy het die kratos, hy het die iskos
En hy het al daai krag. Dunamis is my so mooi, dis waar die woord dinamiet vandaan kom en energia is energie. Waar die woord energie vandaan kom, en energie beteken eintlik lig van die Here, energie, krag binne in ons. Selfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het. Nou binne in ons en werk deur ons. En weet julle wat, daai krag se hoofnaam is liefde. Goed. Amen. Hy sê vers 24, nee, ek moet 23 klaar lees. Ja. Gee te kenne dinge wat later sal kom, sodat ons kan weet dat julle gode is. Met ander woorde, hy sê, kom doen bietjie ons sien. Ons kom doen bietjie laat ons sien. Wat kan julle doen? Ja, doen goed of doen kwaad, dat ons verbaas kan staan en dit saam kan sien. Kyk, julle is niks en julle werk is niks. 'n Gruwel is hy wat julle uitkies. Ek het uit die noorde een verwek en hy het gekom, van die opgang van die son af, een wat my naam sal aanroep, en hy kom oor die owerste, soos oor modder, en soos 'n pottebakker die klei trap. Wie het dit te kenne gegee van die begin af, dat ons daar kennis van kan neem, of van tevore al dat ons kan sê, hy het reg. Ja, daar is niemand wat dit te kenne gee, ja, niemand wat dit laat hoor, ja, niemand wat julle woorde hoor nie. As die eerste een sê ek aan Sion, hier is dit, en aan Jerusalem gee ek 'n verkondiger van 'n goeie boodskap, en ek kyk rond, en daar is niemand nie, en onder julle, maar daar's geen raadgewer nie, dat ek hulle kan vra en hulle antwoord kan gee nie. Kyk, hulle almal is niks, hulle werke is niks, wind en nietigheid is hulle gegote beelde. Gegiete beelde, geen krag, soos 'n niks krag. En vandag nog steeds mense hang sulke eie opinies en slimmigheid aan van hulle self. Hulle eie afgode, sonder hulle besef is afgode. En as ons net Jesus Christus die eienaar van ons lewe maak, sal dinge so vinnig verander. Sal daar groot vreugde vir jou aanbreek. Sal die mense in jou lewe groot vreugde hê. Want jy gaan die hemel kan begin weggee. So, ons kom vinnig terug na 2 Korintiërs 12, nee 2 Korintiërs, wat het ek gesê, is dit nie Korintiërs nie, Romeine 12. Yes. Van, word nie aan hierdie wêreld gelyk nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Jesus Christus het begin optree, en Jesus het presies dieselfde gesê. Hy sê, begin sy preding, hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is hier. So dis sy eerste woorde. Johannes die Doper voor hom gaan en doen presies dieselfde. Hy sê, bekeer julle van die koninkryk. Bekeer waarvan? Van die ou bedeling. Kom weg van die ou sienswyse. Die ou sienswyse was die koninkryk is ver, die Here is daar in 'n tempel, en net die hoëpriester kan ingaan en met hom saamkom. Die nuwe bedeling is, ons is nou die tempels, en die Heilige Gees woon binne in ons almal. Wat 'n groot, dramatiese verskil. So, verander jou sienswyse, besef, die Here is nie ver nie. Die Here is by jou, die Here is in jou. Neem Jesus aan as jou verlosser en saligmaker. Ontvang die Heilige Gees en ervaar die teenwoordigheid van die Here binne in jou. En ek hou so van Kolossense 1, hy het ons bekwaam gemaak om deel te hê aan hierdie lig, energie, hierdie energia, hierdie dunamis, wat nou in is en deur ons werk, wat sy liefde is. Kom nou mense, ons kan hierdie nuwe jaar 'n groot verskil maak. Amen. Ons kan hierdie ou jaar afsluit met om die Here te loof en te prys en nie klappers te skiet nie. Ons kan juig in die Here vandag. Amen. Ons kan sê, dankie Here vir 'n wonderlike jaar wat verby is. Dankie Amen. Here vir 'n wonderlike jaar wat voorlê. Yes, Ons gaan nie tye waarneem nie, want ons is reeds deel van sy ewige koninkryk. Elke Sê dag. amen. Elke dag. This is the day that the Lord has made. Sê Let us amen. rejoice and be glad in it. Hier's dinge hier bo op hierdie dak nou aan die gang. Ek dink is hierdie Adidas wat nou hier kom land het. Hulle is so opgewonde. Hulle sien hier's vlamme wat dans op hierdie dak van die Here se Gees. En nou wil hulle saam dans, ja. Ek gaan gou so 'n bietjie stukkie geskiedenis verder aan doen, want ons gaan in Jesaja 44 gaan ons daarby uitkom. Kom ons gaan terug na Kores. So Kores was hierdie Persiese koning. Hy was nie 'n gelowige
Hy was nie 'n Joodse koning nie, maar hy het 'n hart gehad vir God, se verbondsvolk. se verbondsvolk. Ja, maar in die eerste En vir plek, die Here ook, maar in ja. die eerste plek vir die Here en dan vir die Here se verbondsvolk. So, hy het gesien, hier is Babylon, die pragtige stad, maar hy het ook geweet dat Nebukadneser het al die goud en die silwer en daai tipe van goed gesteel wat in die tempel was, en dit was iets soos 40.000 goue voorwerpe. Mense, is baie goed wat Nebukadneser gesteel het. Goud en silwer en allerlei goed. En hy het geweet daarvan. En hy het nie gehou van die idee dat Nebukadneser hierdie goed gesteel het uit die huis van die Here uit nie. So, hy het 'n sagte hart gehad vir die Joodse volk. Maar voor dit het hy besluit dat hy wil Babylon inneem. Maar nou ek het vir julle verduidelik, Babylon was beskerm deur hier's 'n rivier die kant en 'n rivier daai kant. Dis die Efraatrivier, né? Die Efraatrivier. Ja, die Nebukadneser het so groot gedoen, hy het 'n rivier gesplit reg rondom daai stad, Yes. sodat hy veilig kan voel. Ja. Yes. Nou hierdie is geskiedenis. Dit staan nie in die Bybel nie, maar as jy in Jesaja 44 lees, waar hy sê ek sal jou riviere opdroog. Nou ek wil net gou-gou hierdie sê. Jesaja 44 vers 27. Ek sal jou riviere laat opdroog, die Efraatrivier. Nou, vandag sê mense, die ouens wat ek wil nie sê ek wil nie iets lelik sê Die ouens wat harde knalle maak oor die laaste dae met hulle tydsberekening uit is. Ja, kyk, die Ja. Efraatrivier is besig om op te droog. Man, dit het in Kores se tyd gebeur, En is vervul. waar die rivier Ja. opgedroog het. Hoekom het dit opgedroog? Want Kores het besluit, hy gaan Babylon inneem. Mense, ons wil net, kan ek net vinnig iets hier, 'n stuiwer in die aanweers gooi. Daar's altyd, weet die tekens wat Jesus van gepraat het, wat aandui op die verwoesting van die tempel in Matteus 24. Nou ruk hulle dit uit verband uit, want Jesus het daar gesê, daar gaan oorlog wees en gerigte van oorlog, en daar gaan burgeroorlog wees, en daar gaan allerlei goed wees, sekere tekens wat gebeur. Ja, en dit het presies daar gebeur, dis afgehandel in 70 na Christus, as die tempel verwoes is. Mense, daar was nog reg deur die geskiedenis van die ou wêreld, wat aangeteken is, was daar gerugte van oorloë en opstand van mense teen mense. Dit het nog nooit opgehou nie. Maar die Bybel, as die Bybel praat van hierdie tekens, dan praat hy van die Bybelse tekens, wat Jesus sê, hierdie geslag, wat 40 jaar is, sal nie verbygaan voordat alles gebeur. In Johannes 8 en Matteus 16 sê Jesus, van julle wat nog hier staan, hy kyk na die mense met wie hy praat, sal hierdie dinge sien gebeur. Wat se dinge? Verwoesting van die tempel. Die ou bedeling wat verbygaan, want toe die tempel verbygaan, toe gaan die wet ook verby. Want die tempel was die administrasie van die wet. En waar is die wet nou? In ons harte geskrywe. Sê amen. OK. Laat ek gou-gou aangaan. Hierso is 'n plataanboom, met Karen vir ons hierso gegoogel. Ja, nou moet jy dit beskryf, want die mense wat nou luister sal nou nie weet. Ja, dis 'n groot boom en Is dit 'n platboom? Hy lyk plat. nee, hy's nie plat nie, man. Kyk hoe dik is sy stam. Is 'n pragtige boom. Die plataanboom. Dan Beskryf sulke hom 'n bietjie. sulke ronde bolletjies. Nee, Dit is sulke uitsteekseltjies. ja. Dit lyk as jy hom vat gaan hy jou hand seermaak. Ja, dit lyk Is asof dit nie daai bome wat jy op jou plaas gehad het, dan val die goed op ou se kop nie, eina. ek dink nogal groot, ek dink amper hierso in Witte se Jaard is 'n plataanboom. En wit is. Neut. Is dit 'n neut? Dis neute binne in daai ding. Rarig. Plataan neute. Okay. Wow. En dis Maar dit is 'n frisboom, hoor. Is nie 'n boom met 'n diep wortelstelsel nie. Okay. En vlak soos jou denneboom. Wow, okay. Alright. Nou, kom ek verduidelik gou-gou vir julle van Kores. So, ons is amper klaar, hoor, dan gaan ons teetjies drink. Hoor, Kenny. Ons is amper klaar, dan gaan ons tee drink, hoor. OK, gaan aan. Gaan aan, ons is besig om uit te vat. Nou,
I can't listen now. Okay. Nou, Kores, julle weet die Eufraat rivier het reg rondom Babylon geloop. So wat Kores gedoen het, hy het in die nag sy manskappe gevat en hulle trenches gegrou. Groot opdamgoeders langs die riviere gegrou. Sodat daar net so 'n stukkie tussen die rivier se wand was en hierdie groot goed wat hulle gegrou het. Reservoirs. Dis die regte woord, dit reservoir. Opgaardamme. Ja. En reg rondom het hulle dit gegrou in die nag. So dit was reg gewees vir die nag wat hulle besluit, hulle gaan Babylon inval. En toe hulle besluit, okay, nou gaan hulle Babylon inval, het hy laat sy manne net deurgrou na die rivier se kant toe. En die rivier het opgedroog. Al die water het uitgevloei na die trenches toe. Ja. En dis wat in Jesaja 44 staan. Daar droog die rivier toe op en die manne kan deur die rivier loop. Okay, anders sou hulle nie kon nie. Vandag se moderne oorloë het nie meer riviere nodig wat moet opdroog om ander lande aan te val nie. Hulle het nou drones wat ons sommer net instuur. So ek verstaan nou nie hoekom baie mense nou met harde knalle sê, hoe die Eufraat rivier is besig om op te droog. Dis nou die laaste dae. Mense, die laaste dae, die Bybelse laaste dae het plaasgevind meer as 2000 jaar gelede. En daar was Eerste Wêreldoorlog, as Tweede Wêreldoorlog, daar gaan moontlik 'n Derde Wêreldoorlog wees, maar dit het glad niks te doen met die Bybelse uitsprake oor die laaste dae. Die oorlog wat in die Bybel van gepraat het, is reeds verby en dit het 'n hoogtepunt bereik met die verwoesting van die mure van Jerusalem en van die tempel in 70 na Christus. Nou, in Jesaja het Jesaja dit voorspel. Jesaja het dit voorspel. En dan hierso het dit 100 jaar later. Toe gebeur dit. Jesaja het voorspel dat die tempel gaan verwoes word. Yes. En ek het hierso in my boek wat ek nou besig is om te skryf oor die verbygaande hemel en aarde, die Bybelse perspektief. Meer as 100 jaar voordat die gebeurtenis plaasvind, 587-86 voor Christus, voorspel Jesaja die einde daarvan. En dan, soos ons uit 2 Konings 24-25, was Jesaja reg, meer as 100 jaar later, het Babylon teen Jerusalem gedraai en die stad en sy tempel vernietig en Israel in ballingskap na Babylon weggevoer. Al Jesaja se waarskuwings van goddelike oordeel oor hulle afgodediens het tot hierdie einste oomblik gelei. En Jesaja is as ware profeet bewys. So kom Jesus dan en hy voorspel die verwoesting van die tweede tempel in Matteus 24, in Markus 13 en in Lukas 21 en dit het presies gebeur. Net Jesus voorspel het in die 40 jaar periode 'n geslag. En daai tempel is verwoes. Daar's nog nooit weer 'n tempel gebou nie. So ek weet nie wat gaan die ouens se mal vandag oor die laaste dae. Die laaste dae is vervul en verby. Ons leef nou in die ewige nuwe Jerusalem en nuwe aarde. Weet julle wie is dit? Onsself. Jy is die tempel en jy is die priester en jy is 'n koning. Openbaring 1. Kan ek aangaan? Okay, en die soldate het toe deur die rivier gestap. En daar is 25 hekke gewees wat oor die rivier gegaan het en dan was dit ystergrendels gewees. 25 van hulle was reg rondom gewees. Daai spesifieke nag, toe Kores se soldate inval, toe het hulle 'n dronkenparty aan. Wie die dronkparty aan? Die Babiloniërs. Oor die ouens wat nou aangeval Koning word. Belshazzar. Die ou wat nou die lelike Koning Belshazzar. Die The goddeloze. writing on the wall. Goddeloos. Mene teken u varsen, is geweeg en te lig bevind. Hulle het 'n dronkparty gehou, hulle het al die hekke oop. Net soos die ouens vandag lekker dronk gaan raak en klapper skiet en die arme hondjies en kykies gaan die harnas ingejaag word. Shame. En Kores het ingestap
en hulle het al die goed wat gesteel was uit die tempel uit, het hulle teruggevat. En hy het, laat ek vir julle wys, dis 'n silinder, wat hulle opgegrawe het. Soos 'n dommetjie, wat gemaak is van Hier is geskryf, op hierdie ding is op geskryf, hierdie dommetjie besigheid. Ja. dit was verkeerd, om die goed te steel wat in God se huis is, dit moet teruggaan. Die Jode moet toegelaat word om terug te gaan Dit is na Kores hulle nou wat land dit nou toe. doen. Ja. Almal wat gevange was, moes toegelaat word om terug te gaan na hulle land toe, met hulle vrouens en hulle kinders, en die tempel moet herbou word. Nou moet julle mooi luister, hou daai enetjie so in jou agterkop vas. Die tempel moet herbou word, en hy, koning Kores, sal finansies verskaf, sodat die tempel herbou moet word. Hierdie ding het hulle opgegrawe, en hulle het hom eers in, nie lank terug nie, het hulle hom opgegrawe. En hulle sê dis die eerste human rights van elke mens moet toegelaat word om sy God te kan dien, ensovoorts. Vryheid van godsdienst. Vryheid van godsdienst. So, dis tot daarna toe. Ek gaan nie verder. Ek kan Nou wil jy afsluit. aangaan met die tempel. Yes. Ek wil gou afsluit net hierso met 'n paar minute wat oor is. Yes. Esdra het jy nogal vir ons ontdek gister. Yes. Hoofstuk 6. Die hele boek Esdra gaan oor die herbouing van die tempel. Maar nou, So daar was toe nou 'n tempel herbou. Dit was die tweede tempel, was toe reeds al, en daar moes ek myself ook korrigeer het, want ek het op 'n stadium gesê Herodes het die tweede tempel gebou, wat ook heeltemal korrek is. Hy het hom eintlik net weer herbou en versterk en vergroot, geweldig vergroot. Maar in Esdra, die boek van Esdra, lees ons dan die tweede tempel se voltooiing. En dan die eerste tempel was natuurlik deur Salomo gebou. Die tweede tempel was dan deur Herodes die Grote 20 voor Christus weer gerestoreer en vergroot. Hy het die bergarea ook vergroot en baie meer geboue opgesit. En dan die tempel wat Jesus dan sê vir sy disippels in Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21. Hy sê, sien julle hierdie geboue, daar sal nie een klip op die ander gelaat word nie, was dan die tweede tempel. En dis 2000 jaar gelede wat die tempel verwoes is, en nooit weer was daar nog ooit 'n tempel gebou nie. Nou hierdie ouens wat so hard dit na hulle maak oor die laaste dae vandag, hulle poog vreeslik hard vir al die Amerikaanse kringe om 'n derde tempel nou te bou. Want anders kan niks van hulle tekens en hulle goedes waar word, wat hulle so voorspel as daar nie 'n tempel is nie. Want dan moet nou 'n tempel wees en afgebreek. Mense, die tempel is klaar afgebreek, Jesus het voorspel. Die boek Openbaring voorspel dit, veral in hoofstuk 11 van boek Openbaring, sê hy, daar sien ons die tempel bestaan toe nog, want die tempel word nou gemeet. Maar uiteindelik is en natuurlik, wat is die tempel? Mense van daai tyd het dit verstaan. Hemel en aarde was die tempel. As hulle praat van hemel en aarde, praat hulle van die tempel, die plek waar hemel ontmoet met aarde. Die samekoms, die tent van samekoms, waar God met sy mense ontmoet het. Nou, weet julle wat? Die dag van Pinkster, Handelinge 2, het alles verander. Dis nog voordat die ou tempel afgebreek is die nuwe tempels in werking gestel. En hulle is almal gevul met die Heilige Gees en hulle vreemde tale gespreek. En hulle was onder die invloed van die Heilige Gees so kwaai dat die mense gespot het en sê hierdie mense is dronk en vol soet wyn. Want hulle was so vrolik en uitbundig en vol lofprysing oor hierdie gebeurte, die ouens wat gevul is met die Heilige Gees. Net soos vandag. Dan sê hulle is onder die invloed. Nou, ek is liewer onder die invloed van die Heilige Gees en die woord van die Here, as wat ek onder die invloed is van sterk drank en van klappergeweld om die arme diere die skrik op die lyf te jaag. So wie van julle stem al saam met my? Vandag gaan ons uit met Christus Jesus. Amen. Die nuwe jaar gaan ons in met Christus Jesus. Ons gaan meer honger wees vir die woord. Ons gaan na die woord heers tussen ons ore. Ons gaan 'n metamorfose ervaar
in ons dienswyse tussen ons ore. Het dit vir jou gewerk tot vandag toe? Hierdie ou jaar is baie oud en ek sien nie kans vir nie. Luister mense. Ja, maar jy het mos jou eie kop gevolg. Luister mense. Raak verslaaf van jou afgode. Amen. Laat Jesus Christus heers nou. En as jy hulp nodig het, ek en Pastor Mimpie is daar om jou te help. Amen. Om jou kop skoon te kry met die woord. Jesus, die woord is die lam wat geslag is en oor vuur gebraai is. En as jy hierdie woord inkry, Jesus, is daar vuur tussen jou ore. En daai vuur sal al die nonsens uitbrand. Wat jou so seer maak en die mense in jou lewe. Kom nou reg. In Jesus naam. Hierdie is 'n nuwe jaar, 'n nuwe dinge. Ons is opgewonde oor hierdie jaar. Sê almal amen. Amen. Sluit af. Dankie Hemelse Vader, dat ons nie, al was ons eens op 'n tyd wurms, Here, nou hoef ons dit nie te bly nie, Here, want as die volheid van die tyd gekom het, Here, dan maak U daardie wurm se Gee hom papie vlerke. oop en U gee vir hom vlerke, Here, en U het vir ons vlerke gegee die dag toe U vir ons die Heilige Gees gegee het. En ek dank U, Here, dat as ons gedagtes kan vlieg, dan kan die res ook vlieg. Dankie, Here, dat ons, soos Jesaja sê, nie die goed dink wat op die aarde is nie, maar dit is die goed dink wat U koninkryk is, Vader, sodat ons gedagtes kan opstyg en ons dankie, Vader, dat ons omstandighede sal wegval dan in Jesus naam. Jesus naam. Amen. Amen.